Ek het dit gesê, ek het na 'n video geluister, Joel Osteen en al hierdie ander groot megakerke, hulle almal se bediening sit in die grond ingeval. Hulle sit met skuld. Hulle verkoop die kerke, die massiewe groot kerke, wat 20,000 plus mense gevat het. Hulle maak shopping centers van dit. Na die COVID, dis die grootste slag wat hulle ooit toegedien was. Want die mense het nooit teruggekom nie. Weet jy hoekom? Die mense het begin luister na die boodskappe. En gesien, jy het nie nodig om in 'n kerk te gaan sit, om gered te word nie. Hoe sê die een dametjie, sy was 8 jaar, was sy in Joel Osteen se kerk gewees. En sy sê, sy het nie 'n greintjie gegroei nie. Sy het geleer wat dit is om te gee en te verwag en te gee. Geld te gee natuurlik, né? En dit het nooit gebeur wat hulle gesê het gaan gebeur nie. Sy sê, in daai tyd wat sy dan by die huis gesit het, het sy dan Yahshua ontdek. En hier groei haar lewe deur middel van Bybelstudie in woord, en dis wat besig om te gebeur. Dus kom ons sê 'n kerk of iets is, ons is niks. Wat ons is wat Jahwe, ons Elohim, die Here God, vir ons maak. En al die eer aan Yahshua, dis Jesus Christus, halleluja. 'n Koninkryk wat niemand kan vernietig nie. Niemand nie. Hoekom? Want dit is nie op 'n mens gebou nie. Hierdie is 'n hemelse koninkryk. Jahwe het dit verwek. Maar die dae van die koning sal Jahwe van die hemele 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En hierdie koninkryk daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Wie is die volk? Die Jahwistiese volk. Die belofte van Abraham, uit jou saad. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel. Met ander woorde, Yahshua se koninkryk gaan al hierdie yster en klei koninkryke verbreek. Ons verbreek dit nie. Ons kan dit nie verbreek nie. Maar Jahwe en Yahshua het aarde in sy hand. Halleluja. Hy sê, en die heerskapheid daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word. Kyk, hy volk is 'n klein lettertjie F, 'n V. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak. Maar self sal dit vir ewig bestaan. Halleluja. Tot in der ewigheid. Ek en u aanbid in 'n bediening. Ons aanbid in 'n hemelse koninkryk wat in ewigheid nooit tot niet gemaak sal word nie. As ek môre iets oorkom, sal Jahwe iemand anderster oprig om die bediening vorentoe te vat. Die Bybelskool bars hy sy naad uit. Jahwe is besig, behalwe die Bybelskool, mense wat besig is met die woord, die bo-natuurlike geopenbare woord, en hulle miljoene oor die aarde op die oomblik. Profie praat groot, nee, vra my, ek gee vir die statistieke, gedruk, uitgegee deur YouTube elke maand. Maar jy moet maar 'n seatbelt kry as jy daai goed kry, want jy gaan net jou stoel uitval, glo my dit. Daniël 2:45, en net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het. Die klip, die berg, Jahwe almagtig, uit hom met die klip losgeraak, Yahshua, wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Die groote Elohim het aan die koning bekend. Elohim verwys na God, want die woord God beteken net voorwerp van aanbidding. Elohim is nie Jahwe se naam nie, is nie God se naam nie. Die kerk het ons geleer, God se naam is God, of Here, of Yahweh, of Jehovah. Verstaan ons? Dit is nie een van daai nie. God beteken voorwerp van aanbidding. Vir die boeddhiste was hulle God se naam, Boeddha. En die Hindoes, wel hulle 3000 gode, maar een van hulle is Vishnu. Die olifantjie met die 3 paar arms. Vishnu, wat is hulle God se naam? Vishnu. In Islam was hulle God se naam, Allah. En die Christendom, wat is hulle God se naam? God. Of Here. Terwyl Here in Hosea 2 vers 15 en 16 sê, dat die naam Here beteken Baal. Here beteken Baal. Hy sê, sy moet nie langer noem my Here nie, maar dit beteken Baal. So wat is dit? Hy gaan 'n Elohim,
die groote Elohim, die Elohim, God, voorwerp van aanbidding, maar ons ken sy naam. Dit wat die katholieke probeer doordruk het vir 1500 jaar, deur meer as 150 miljoen mense dood te maak, nie Christene nie, maar die katholieke is die Christene. Die protestante mense is nie Christene nie, hulle dink hulle is Christene, want hulle het nog nooit geleer dat die katholieke het hulle self Christene genoem nie. Constantijn 327 het dit begin. Daar was nooit so iets in die tyd van Yahshua, dis Jesus Christus soos Christen nie, of Here Jesus nie, daar was nie so iets nie. Dit is later eers invertaal. Sê hierdie dom ouens, wat hierdie NAR agente, maar dit staan in die Bybel, maar die Bybel is nou die dag geskryf, man. Jou 1611 King James Bybel is nou die dag geskryf.